Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie oggenduur. Dankie vir die lieflike reën wat ons hierdie seisoen so mildelik uit die hand ontvang. En saam met dit wil ons dankie sê vir die Heilige Gees se laatreën. En dat dit ons mildelik ook vanoggend kom voed. Elke dors siel kom drink van die waters. Elke vermoeide kom vind rus. Here, dit is die blydskap waarmee ons vanmôre beweeg in hierdie seisoen in. Waar ons ook vanmôre wil dankie sê dat daar 'n dag was wat U Seun gestuur het, vlees aangeneem het en onder ons kom wandel het. Dankie vir al die mooi, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Amen. Goeiemôre, kom ons staan op en dan sing ons lekker saam.
sê, al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die Kind Maria, met die kindjie by haar, is asof die engel die boodskap weer bring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so, die herders en meisjes het die eerste gegloed. En deur al die jare bou Jesus sy kerk, die Gees en die Woord kom geloof in ons werk. Die Gees van die herders het elkeen verbly, wat kniel by die krib met verlossing verkry. Aan hom al die Here, deur die hemel laboor, op aarde sy vrede vir almal wat glo. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die Kind Maria, met die kindjie by haar, dis asof die engel die boodskap weer bring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. When a child is born, a ray of hope flickers in the sky. A silent wish sails the senses. Ray of hope.
across the land, dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. This comes to pass when a child is born. Hierdie liedjie was eintlik voorberei vir die nagmaal, maar ek voel ons moet hom vanoggend sing. Stille nag, heilige nag, alles rus, eensaam wag. Opstaan en van U bewus te wees. Dankie vir 'n verhouding met U. Wat in elke area van ons lewens 'n intieme verhouding met U kom bewerkstellig. Nie net Sondag wanneer ons kerk toe kom nie, maar elke dag. Elke minuut. Dankie dat dit ons by 'n plek bring dat ons soos gedagtes, ons woorde, ons lewens meer en meer behaag om U te kan behaag. En ons sê vir U dankie in Jesus kosbare naam. Amen. U kan die sitplek neem. Welkom allemaal.
Ja. As jy nou om jou kyk, is die kerk nog leeg? Ek het nie getel nie. Nee. Kyk volgend, Rian en ek sal na buite kan sit, verstaan ek nie, wel baie mense kon ek sien nie, kom. Ja. Môre aan almal wat ek nog nie gegroet het nie. Wat die Here. Amen. Right, ek het vanoggend 'n baie interessante boodskap. Maar ek wil hê ons moet die volgende gedagte het vandag se boodskap as padkos op die lewenspad saamgevat. God het ons vryheid van keuse gegee, maar nie alle keuses is vir God aanvaarbaar nie. Die tweede is nooit jou keuses op ander mense afforceer. Ek het deur die jare rondom hierdie tyd van die jaar baie verskillende opinies, baie verskillende uitgangspunte. Daar's mense wat aggressief is oor Kersdag, wat vir jou die geskiedenis sal wys dat dit 'n heidense feesdag is, en daar's mense wat sê, maar wie wat dit is vir my familiedag, ons kom as familie bymekaar, ons herdenk wat God vir ons gaan doen en hy sy seun gestuur. My boodskap vanoggend is glad nie om enigsins maar aan enige een van hierdie twee kampe te skaar nie. Maar om dit vir jou te bring, soos wat dit is, maar dit is nie wat baie van julle dink dit is nie. Soos Engelsman sal sê, bear with me to the end. So ek gaan so 'n bietjie lyk of ek op tone trap hier in die begin, maar volg die boodskap tot die einde toe. Het ons 'n deal. Amen. Right. Vandag se boodskap, wat is die ster sonder die seun? Wat is die ster sonder die seun? Ek weet daardie nag, toe skyn hierdie ster duidelik bokant hierdie stal waar Jesus gebore is. Duidelik vir die herders om dit te kan sien. Die wyse manne het dit gesien. En almal het opgegaan na hierdie plek. Maar wat sou hierdie ster vir my en jou vandag beteken as Jesus nie daardie dag gebore was? As die seun nie die vervulling van dit alles was? As dit nie rondom Jesus gegaan het nie, maar dit het net gegaan oor die glans van 'n ster. As dit net gegaan het oor 'n ster wat 'n plek aanwys, maar daar was nie 'n redder gebore wat in daai gebou was nie. Dan sou dit in die geskiedenis afgeskryf gewees het as een of ander sterreverskynsel wat 'n straal op 'n gebou gehad het wat vir die mense tot vandag toe nog 'n raaisel is. Hoekom hierdie ster nou juist daai aan 'n straal lig op hierdie gebou gewys het om aan te wys hierdie gebou moet ons aandag van vat as Jesus nie daardie nag gebore was nie. Wat sou die ster vir ons vandag beteken as dit nie gegaan het oor die seun Jesus Christus wat daardie nag gebore is nie? Hierdie prentjie wat ek vir julle wys, ek meen die herders is daar en hier skyn hierdie ster met 'n glans op hierdie gebou en almal neem notisie van die gebou. Maar ek wil eens met notisie neem oor waaroor dit gegaan het daardie dag. Daar was 'n redder gebore wat in 'n kruismyn vir jou gesterf het. En sonder hierdie nag, sonder hierdie geboorte, sou daar nie menswording, vleeswording geword het, waar God vlees kom aanneem het, volgens Johannes 1 vers 14, en onder ons kom wandel het, op die einde van die dag, sy heilige, rein, vlekkelose bloed, en my en jou skuldige bloed, as prys moes betaal, sodat ek en jy kan vry wees van die skuld, las het ons eintlik self moet dra. Mattheus 1 vers 23 lees soos volg: kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Met ander woorde, die woord Immanuel beteken God is met ons. En daardie feit dat God met my en jou om een word het, nadat ons eintlik niks verdien het nie, is waaroor dit vandag gaan. Dis waaroor die tye gaan. Dis waaroor dit gaan as ons aan die geboorte van Jesus Christus dink. Kom ons bid saam. Vader,
Dankie dat ek vanmôre absoluut op die Heilige Gees kan vertrou vir die woorde wat hierdie boodskap aanbetref. Here, vanmôre weet ek dat ons is nie geroep om mense tevrede te stel nie. Ons kan nie elke argument wat daar buitekant gevoer word probeer tevrede stel, terwyl ons in ons self dalk soveel skade ly wat ons verhouding met iemand betref, wanneer ons eintlik ons tyd uitgekoop het om reg te wees, om reg te leef, 'n verhouding met U te leef, raak ons so vinnig vasgevang in argumente, en argumente bring nooit vrede nie. Maar so kan ons ook nie kompromissie aangaan wat waarheid aan betref nie. Ons moet vrygemaak word en wees en staan tot die einde toe, vrygemaak in Jesus naam, om eindtyd te kan staan, om reg te staan en regverdig voor God te verskyn, wanneer dit ons uur is om voor U te verskyn. En daarom vra ek vanmôre dat U hierdie lippe besonder vanmôre sal salf met die regte woorde, want dis my verlang in Jesus se kosbare naam. Amen. Wat is die ster sonder die seun? Ons leef in 'n tyd waar die mens meer die glans van die ster jag, as die rede hoekom die ster geskyn het. Ons leef in 'n tyd waar die mense die glamour en die glitz en die glorie van die oomblik meer jaag, as die feit dat ek in hierdie tyd my lewe weer in retrospeksie moet neem voor God, weer moet besef, hoekom het hy mens geword? Hoekom het hy vlees aangeneem? En ons jaag in 'n wêreld in, ek stap in hierdie week, stap ek in 'n Chinese winkel hier in 3 Riviere. Riding one horse up in sleigh. Weer galm deur die gebou. Dit is Kersversierings. En as ek die vrou vra, glo jy in Jesus? No, I don't believe in Jesus. But the shop is showing the glitter and the glamour of the star. But there is no sun present. Die wêreldse glorie wys die ster vandag. Die mens volg die glans van 'n ster. Maar as dit nie ons nie lei na Jesus toe wat gebore is, en die rede was hoekom daar 'n dag was wat vir die mens uitgewys was, waaroor ons moet opgewonde word, die geboorte van 'n seun, die seun van God wat vlees kom aanneem het, God het mens geword en onder ons kom wandel. Daarom gaan by 'n paar punte stilstaan vanmôre. Die Kersboom word vandag die ster wat meer gejaag word, as die bewustheid dat God het mens geword. Die mens spandeer meer tyd aan daardie Kersboom wat hulle in 'n lys opslaan en hom versier met silwer en goud en met alles wat blink en alles wat mooi is. En weet jy wat, op die einde van die dag gaan dit net oor hierdie Kersboom en oor die Kersgeskenke wat onder hierdie Kersboom geplaas word. En wat jy shopping malls. Goeie Afrikaans, shopping malls. Word die Kersbome net groter en groter en groter. En ek wil in die geboue se dag kan net hoorbou om hierdie Kersboom wat groter en groter word te kan. En miljoene rande word gespandeer elke jaar om hierdie Kersliggies en hierdie Kersbome te kan versier, maar niemand dink vir 'n oomblik terwyl hulle hier versierings doen waaroor dit werklik gaan nie. Dit word gejaag na die glans van 'n ster, gejaag die glans van 'n Kersboom, gejaag die glans van die oomblik, maar word mense werklik stil en begin hierdie jaar openlik die evangelie van Jesus Christus te verkondig dat God het vlees aangeneem. En ons moet besef 'n offer is vir ons gebore. Of jy dit 'n familiedag maak of jy dit 'n Kersdag maak. Is jy werklik om daai tafel besig om vir mekaar te vra, is jou lewe reg? Het jy 'n verhouding met God? Terwyl ons as familie met mekaar kom, bemoedig ons mekaar om te bekeer en heiligmaking na te streef, om mekaar aan te moedig, sodat daar eendag in die hemel nie 'n stoel sal ontbreek wat ons eie families aanbetref nie. Of is dit maar net die ete? En dan gaan ons uit mekaar uit. Jeremia 10 vers 3 tot 4 sê, toe sê die Here, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie,
en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Want die insetting van die volk is nietigheid, want 'n boom uit die boskap hulle om, die handewerk van ambagsman met die Bybel, hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamer, dat dit nie wagom nie. En ek lees op Facebook, waar iemand 'n verskriklike lang argument voer, en ek stem saam met sy argument, dat hierdie skrifgedeelte niks gegaan oor 'n kersboom. Dit praat nie letterlik van 'n kersboom wat afgekap word en huisstande gemaak word met silwer. Dit praat van die afgodediens van die tydperk waar hulle bome afgekap het en 'n houtbeeld uitgekerf het, 'n afgodsbeeld uitgekerf het uit hierdie wat so 'n boom het afgekap het en gemaak het om staan in 'n huis as 'n afgodsbeeld en hulle het met goud oordek of met silwer oordek en hulle voor hierdie dooie god gebuig en hom aanbid. En hierdie persoon in sy argument voer dit aan dat die mense is besig om goed uit verband uit te ruk, dat dit praat hier van 'n kersboom nie, dit praat hier van hierdie wat so 'n manier waar die mense daai tyd die afgodedienste gedoen het. En ek vra een vraag. Ek sê jy het 'n verskriklike mooi argument met soveel feite. Kan ek ook 'n vraag vra? Wys my die een skrif in die Bybel waar God jou opdrag gee om 'n denneboom af te kap en jou huis in te vat en met silwer en goud te versier om so sy seun sy geboorte te vier. Ek wag nou nog vir die skrifgedeelte. So weet jy wat, maak nie saak hoe ons hierdie ding draai en ons so swaai en hoe ons argumenteer jaar vir jaar nie. Die feit bly, ons wend ons aan dinge wat nie God se woord opdrag gee nie. Daar is nie so 'n fees in die Joodse tydperk soos hierdie nie. God het sy feeste. Hierdie fees is glad nie 'n Joodse fees, dit word op geen manier in vervulling gebring. Dit is nie van God se feeste nie. En so ek sê hou by my vas tot die einde toe. Nou hierdie is knap. Wat in die winkelsentrums onder daai groot boompie gaan sit, voor daai groot boom gaan sit, hy sit nie daar. En elke jaar word ons kinders bang gemaak met hierdie figuur. As jy nie soet is nie, gaan hierdie persoon nie vir jou geskenk bring nie. En hierdie persoon skryf jou naam op, die stoutseentjies en die stoutdogtertjies en die soetdogtertjies en soet wat so wilkies en as jy nie soet is nie, gaan jy nie geskenk kry. Ek onthou jare terug het my ma altyd 'n glas melk aan neergesit en van hierdie soetkoekies, want dis nou as hy deur die koorsteen kom in 'n uur wat jy nie verwag nie, niemand weet wanneer hy kom nie, dan kom hy nou van hierdie koekies eet en van hierdie melk en al wat jy nie volgende dag kry is die krummeltjies wel alleen, die glas het so half gedrink is en daar staan die geskenke. Tot ek eendag besluit, ek gaan hierdie meneer gaan exercise. Ek gaan kryp agter die bank weg. Maar ja, hy vat lank man. Ek raak toe in slaap agter die bank. Maar in die volgende oomblik word ek wakker met die ritsel van papier. En ek so opkyk en sê, ek sien jou. Die sien ek hom nie, die sien ek my ma en my pa. En hulle sê, my klim nou maar agter die bank, jy is nou te slim geword vir jou size. Kom help ons die geskenkie en sê, nou jy sê vir jou boeties niks. En so word ou met 'n tradisie groot, wat weer eens nie skriftuurlik is nie. Inteendeel, vir my is hierdie figuur 'n direkte bespotting met Jesus Christus. En ek gaan vir jou uitwys. Openbaring 1 vers 14 sê, praat hy van Jesus Christus. Sy hoof en hare was wit, soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. Snaaks dat hierdie ou se hare en baard ook spierwit is. Openbaring 19 vers 13. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. Sy kleed is bloedrooi. Snaaks hierdie ou het ook hoe jy by sy troon gaan sit elke jaar het 'n rooi pak aan. Die seun van God
het met sy eie bloed my en jou vrygekoop, en sy kleed is profetiese kleed, 'n geestelike kleed wat spreek van die prys wat betaal was, so die woord van God wat vlees aangeneem het, my en jou kom vrykoop. Zachariah 2 verse 6-13, the King James version sê nogal wat interessant. Die oorspronklike Engels, later hierdie woorde verander, sê hierdie, Ho, come forth and flee from the land of the north, says the Lord. For I spread your abroad as the four winds of the heaven, says the Lord. Deliver thyself, O Zion, that dwelleth with the daughter of Babylon. En hier kry ons op Kersfees, ho. Dis Kersvader wat kom van die Noordpool af. Met sy slee deur die lug, in 'n uur wat jy dit nie verwag nie. En die God wat sê, ek kom in 'n uur wat jy dit nie verwag nie, en my loon is in my hand, sê, ho, flee from the land of the north. Want hulle is die mense wat wandel met die loer van Babylon. Openbaring 20 vers 11 en 12. En ek het 'n groot wit kroon gesien, hom wat daarop sit, vir wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boek is oop, en 'n ander boek, die boek van die lewe is oop, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Daar's een wat sit op die troon, en in hom is die oordeel. En as jou lewe nie reg is nie, sal jy die geskenk van die ewige lewe nie ontvang nie. Neem, as jy nie soet is nie, gaan Kersvader nie vir jou geskenkie bring, want hy sit op sy troon, en hy wag om te besluit wie moet 'n geskenk kry en wie moet nie 'n geskenk kry. Daar is 'n God wat sit op sy troon, en hy sê dat daar kom 'n dag wat hy die dode, klein en groot, voor hom gaan laat staan om geoordeel te word, en as jou naam in die boek van die lewe nie staan nie, sal jy die ewige lewe, die geskenk van lewe nie ontvang nie. Sit op 'n troon, met 'n rooi kleed, met wit hare soos wol. En hy besluit wie soet en wie stout, en wie kry geskenk en wie kry nie geskenk nie. Hy kom op sy slee van die Noordpool af. Ho. Direkte bespotting van my Skepper. Vir wie ek en jy gaan moet staan, wanneer die engele hulle hoofde buig, dat 'n mens in gesig kan kyk, want so heilig is hy. En daardie dag sal hierdie God wat op die troon sit, as ek en jy nie deur sy bloed vrygekoop is nie, en as jy ongemaklik raak, en as jy die laaste keer wat ek in die diens van my sien, I stand before him with clean hands. Maar die woord van God sê, as die mens nie waarsku nie, sal die bloed op jou hande wees. Maar as jy hulle gewaarsku het, en hulle maak nog steeds hulle eie vrye keuses. Ek is nie of jy te sê wat jy mag doen, wat jy nie mag doen nie. Maar ek wil ook vanmorgen vir jy moet vir my sê wat ek mag doen nie. As ek nie Kersfees vier met 'n kersboom, en ek bring geen hol dan 'n kersfiguur nie, ek word eers stil op hierdie dag. Ek dink aan die grootste gebeurtenis, wat sonder 'n God wat mens geword en aarde toe gekom het, geen waarde, geen betekenis gehad het, as dit maar net 'n ster was wat daar in die hemel gehang het. En ek bedink hierdie tyd weer eens, my lewe wat in die jare wat verby is, hoe het ek dit voor God geleef hierdie jaar? Het ek die geskenk van Golgotha waardeer? Het ek die bloed van God wat vir my 'n prys betaal het, geag die waarde wat daarin is? Of was dit maar vir my net nog 'n jaar, gejaag na geld, roem, aansien, en skielik dan staan mense op hierdie tyd van die jaar en jy sê, dit was net gister, nuwe jaar, en hierdie jaar is verby. Weet jy wat, dis al wat jy saam met jou vat van hierdie jaar of in 2026, hoe ver het jy gegroei in jou verhouding met God?
En nou hierdie tyd van die jaar, maak jy saak of jy in 'n moslimwinkel instap en of jy in 'n boeddewinkel instap nie, almal het hierdie kersliggies en hierdie figuur met sy rooi soet. En dit is almal, weet jy hoekom? They are after your money. Amen. Die inkopiesentrums word so versier met hierdie beligting en hierdie boom en hierdie glitz en glamour en die klank wat jy amper mee sleer. Want dit is vinnige catchy tunes wat hulle speel. Sodat jy in dit vasgevang kan word. Om jou hand oop te maak, om die geld uit jou sak te haal. Dis 'n sielkundige ding waarmee jy opgewonde maak word om jou beursie nie terug te hou nie en jou kredietkaart te breek sodat die duurste geskenke onder 'n kersboom moet ingaan. En nou kom jou kinders daardie oggend en hulle buig voor daai boompie en hulle duik onder daai boom om die kersgeskenkie te gaan haal. En daai kind word nie so groot met die vrese van 'n lewende God voor wie my lewe moet rus. Kolossense 3 vers 23 en wat jy ook al doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Wat is die ster sonder die seun? Matteus 1 vers 23. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar. En hy sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. 2000 jaar terug gebeur die wonderlikste, mooiste wat ooit vir my en jou as mens kon gebeur het. God wat alle reg het om ons af te skryf vir die sonde van die mens, besluit my liefde vir jou as mens is te groot. Ek gaan vlees aanneem. Ek gaan 'n pad stap. Van die oomblik dat ek gebore is, gaan hulle soek om my dood te maak. Julle wat mense is, wat ek eintlik gekom het om te red, gaan 'n rede soek om my dood te maak. En hy word groot. Hy groei op. En hy loop in die stofstrate van Jerusalem. En hy doen net goed. En omdat die mens nie 'n ster sien nie, iets wat hulle laat goed voel nie, wat nie ook 'n toog gedra soos 'n fariseer nie, wat nie ook die wette van die fariseërs almal nie, en nie met glitz en glamour beweeg nie, nie in 'n paleis gebore word, maar in 'n krib gebore word hy verwerp, want dit gaan vir hulle nog steeds oor die ster en nie oor die seun nie. Ek gaan vir hulle oor die aansien en nie oor die wete dat God mens kon word het om ons te red nie. Wat is die ster sonder die seun? Matteus 2 vers 10. En toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap vreugde in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hulde behoort. Daarop maak hulle skatte oop en bring hom geskenke, goud, wierook en mirre. As ek en jy nie verstaan wat hierdie geskenke beteken, wat hulle daardie dag vir Jesus gebring het, dat dit niks gegaan het oor wyse manne wat maar net geskenkies vir 'n seentjie gebring het nie, maar dat daar 'n profetiese rede agter die ster is. Daar was 'n profetiese vervulling wat daardie oomblik plaasgevind het 2000 jaar terug in Israel, toe Jesus Christus, die Seun van God, gebore is. As ons nie die geskenke verstaan nie, kan ons 'n verwarring wees oor waaroor gaan geskenke. En ek wil vir jou vanmôre oopmaak. Hulle gee hom goud, wierook en mirre. Die wat weet, prys die Here. Die wat vanmôre moet hoor, dank die Here. Hierdie 3 geskenke was om hulp te bring aan wie Jesus is, wat hy vir altyd sal wees en hoekom hy aarde toe gekom het. Goud, omdat hy die koning is. Goud, omdat hy die koning is. Hy is die koning van die konings. Hy is die enigste koning, hy is die enigste wat waardig is om op die troon te sit. En dis in my hand is die oordeel. En ek alleen is die weg na die Vader. Daar is geen ander pad na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die koning goud. Wierook. Die hoëpriester het 1 keer per jaar met bloed wat met wierook gemeng was, het hy ingestap en hy het met hierdie offer ingestap in die allerheiligste en van die bloed geneem en op die versoendeksel gaan versoening maak tussen God en mens. Hy is die hoëpriester van Melchisedek. Hy is die een wat die wierook waardig is. Hy is die enigste een wat die wierook mag dra. En die derde geskenk wat ons gegee is mirre. Op Paasfees
moes 'n lammetjie gebrekloos, geheel gaar gemaak word met mirre, wat 'n bitter kry was, wat moes wys na die bitterprys wat Jesus op Golgotha heel moes betaal. En daarom gee hulle vir hom, as hy 'n klein babatjie, waarvoor sal hulle vir 'n klein babatjie 'n bitter kry soos mirre as 'n geskenk gaan gee? As jy nie verstaan waaroor hierdie geskenke gaan nie, dan sal jy dink, hoekom hy nie vir 'n klein seentjie bitter kry soos mirre as 'n geskenk? Want hy is die paaslam. Hy is die wat waardig is om die bitterprys van Golgotha vir my en jou te stap. En daarom ontvang hy van hierdie wyse manne wat 'n goddelike gesig gesien het, wat deur die ster gewys word waar hierdie geskenk moet afgelewer word, waar hierdie koning gebore word, waar die een is wat waardig is om my en jou sonder las te dra, wat die enigste een is wat waardig is. En hy kry die geskenke wat aan hom die eer gee, dat hy is die enigste een wat die koning is goed. Hy is die enigste hoëpriester van Melchisedek, weer ook. En hy is die enigste paaslam. Die enigste wat rein en suiwer genoeg is om my sonde weg te vat. Goud, wierook en mirre. Nie remoutkarretjies, dier karre, dier jewelry, dier wat ook al geskenke mense jaag om mekaar se guns te wen. 'n Bitterprys was sy geskenk gewees. Wat is die ster sonder die seun? Lukas 2 vers 8 tot 11. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly het en die nag oor 'n skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. As jy jou vakansie beplan, is daar ook toe. Sê die mense, jy moet nie hierdie tyd van die jaar. Of jy moet eintlik hierdie tyd van die jaar gaan. Ja, skus, jy moet eintlik hierdie tyd van die jaar. Wie kom jy hierdie tyd van die jaar? Want nou het die noordelike halfrond het nou winter. Ons het somer. So jou woestyntemperature is nie so erg warm. As jy in die somermaande is daar toe gaan, dan het jy temperature van tussen 38 en 48 grade wat jy in die dag. En is 'n droë hitte. So as jy nou hierdie tyd van die jaar gaan, is jou temperatuur so tussen 25 en 32 grade. Ideale temperatuur. Maar die wintertyd, dan gaan daar geen skape in die veld uit nie. So jy nou Desember maand het, sal geen skapies, geen herders in die oop veld wat hulle skaap uitvat, maar daar's geen weide nie. Hulle hou hulle hierdie tyd van die jaar op stal en hulle voer. Want daar is geen, in daai woestynklimaat, is daar geen wat sal hom groei. So hulle kan nie agter weiding aantrek nie. So dit is een rede hoekom dit nie kon wees hierdie tyd van die jaar wat Jesus gebore is, want daar is geen herders wat in die oop veld is besig om hulle skape wag te hou nie. Amen. Meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyde van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die heiligmaker wat Christus die Here is. Dit is die ster sonder die seun. En as jy miskien gedink het, ek probeer jou met 'n argument oortuig oor hierdie tyd van die jaar, mis jy die boodskap. My roeping as pastoor is nie om jou te oortuig nie. My roeping as boodskapdraer van God is om jou toe te rus met die waarheid. En dan oortuig jy Heilige Gees. En dan kom die stap van gehoorsaamheid, wat 'n keuse is wat God aan elkeen gee. Dis 'n vrye keuse wat jy met hierdie tyd van die jaar. Dis jou vrye keuse. Maar net so het ek ook 'n vrye keuse. Net so kan ek ook met hierdie tyd van die jaar doen, net wat ek wil. Maar ek mag nie jou oordeel hoe jy hierdie tyd van die jaar deurbring. As jy vir jou Kersboom wil opbring, in jou huis, versier met hierdie silwer en goud, en jy wil geskenke sit, en jy wil die glits en die glamour van die oomblik hê, jy wil die ster hê, maar jy word nêrens en dit vir oomblik stil om te kyk, hoe lyk my lewe voor God? Is ek reg om my Skepper te ontmoet?
Jy kan 'n Kersvader pak gaan koop. Jy kan vir jou 'n trailer agter 'n trek raak en hom mooi maak, dit lyk soos 'n slee. Dis jou keuse. Ek is nie vanmôre om vir jou te sê hoe verkeerd jy is en hoe van die pad af jy is en wat jy is nie. Dis jou keuse. Maar wanneer ek dit nie doen nie, moenie my kom judge en sê, wat se tipe pastoor is jy, dat jy nou nie Kersfees vier nie, en jy val nie, vir wat, ek het lang terug hierdie saak met God uitgeredeneer. En ek het lang terug die oortuiging met die Gees van God gekry, dat hierdie tyd, met die glits en die glamour, die gesterjagerheid, die glans en die glorie wat die mense jag, en die geld wat hulle spandeer, en die malligheid agter dit, en elke persoon maak nie saak hoe goddeloos hy is nie, met 'n kersboom in sy winkel, en hulle hierdie glorie liedjies wat hulle sing, en terwyl hulle die seën van God smaak deur die jaar, om verwerp en om vervloek deur die tyd van die jaar. Die gospel liedjies wat hierdie tyd van die jaar gesing word, deur goddelose sangers, man. Maar almal wil op die wa spring en kersliedjies sing hierdie tyd van die jaar. Want hoekom? Want hulle maak geld uit jou uit. Hulle wil van Christus niks weet nie. Want as hierdie tyd verby is, dan begin hulle weer hulle sataniese liedjies te sing. Hulle perverse liedjies te sing. Maar kom hierdie tyd van die jaar, dan weet hulle maak geld uit die Christen uit, wat die kersliedjies gaan koop. En almal. Maak nie saak wie jy is nie. Wil dan kersliedjies sing. Jy bring die stem van iemand wat God vervloek deur die jare in jou huis het, net omdat dit 'n mooi kersliedjie is. Ek wil vanmôre vir julle sê, wees versigtig dat jy nie jou God tart nie. Wees versigtig wat jy doen, dat jy nie God tart nie. Want God se woord sê, wend jou nie tot die gebruike van die heidene nie. En geen ag op hulle feesdae nie. Gedagte het vandag sy boodskap as padkos op hierdie is, wat God het aan ons vryheid van keuse gegee, maar nie alle keuses is van God aanvaarbaar nie. Moet nooit jou keuse op ander persoon afforceer nie. Elkeen moet doen wat hy of sy reg vind om voor God te doen. Kom ons bid en so te maar voor ek bid. As ek in die huis kom, daar staan 'n kersboom. Moenie dink ek gaan jou nie. Geen nog net die church. Doen wat jy wil doen. Maar as jy my huis kom, daar staan nie 'n kersboom. En daar is geen glitz en glamour balletjies wat hierdie dag gehad word nie. En daar is geen ouetjie met 'n rooi pak. En daar is geen kersgeskenk wat onder 'n boom gepak word nie. Moenie my judge. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie oggenduur. Dankie dat ons met vrymoedigheid kan spreek, selfs dinge wat partykeer sensitief is om oor te praat. Maar dankie dat ons dit met liefde doen. Nie omdat daar in ons 'n oordeelsgees is wat ons verstand beheer, nou ons almal om ons oordeel, ons wil almal aan een of ander etiket gaan vasplak. Nee, Here, hierdie is nie waaroor volgens die boodskap gaan. Hierdie is 'n tydelike pad van aanwysing dat elkeen moet vir homself kies. En as elkeen vrede het in dit wat hulle doen en deur die krag van hulle gees oortuig is, Here, wie is die volgende persoon om op te gaan lei? En dankie dat ons mekaar en alles in liefde kan bedien. Dankie vir die tafel wat is môre kan saam aan deel hê wat sê daar is 'n seun gebore. God het vlees aangeneem en hy is gebore. En daarom kan die mens niks doen nie. Hulle kan dit nie ongedaan maak dat God het vlees geword. Immanuel, God met ons, en U het die pad gestap en uit, en volle mens, met alle swakhede in, tot op Golgotha waar die finaal die prys betaal het, wat ons God vrymaak het, en wat hierdie tafel wat ons nou gaan gedenk, kom in herinnering bring. Ons hier die dag.